Goeiedag liewe luisteraars, ek groet u weer eens vanmôre in die naam van Jesus, ons koning en ons verlosser. Nou ja, vanmôre gaan ek met u verder praat oor die saak waaroor ons ook laas Sondag gepraat het. Ons het laas Sondag gepraat in die eerste boodskap oor daardie geweldige stryd tussen die vlees en die gees. En vanmôre gaan ons 'n bietjie praat oor die skriftuurlike oplossings met hierdie stryd tussen die vlees en die gees, om daarvan verlos te word en oorwinning te kry oor hierdie stryd wat ons innerlik voer met onsself. En dit is nogal 'n baie groot ding waarmee baie kinders van die Here worstel, en as u nie in Jesus Christus geanker is nie, dan sal u dit nie verstaan nie. Maar ek wil vir u sê, ek dink baie mense het ook daardie stryd, selfs al dien hulle nie die Here nie, het hulle daardie stryd tussen die vlees en die gees. Maar vir jou en vir my as God se kinders, met hierdie stryd tussen die vlees en die gees, moet ons oorwinning kry. Ons moet waarlik kan sê dat die Here ons daarvan verlos het, en dat ons onder die volle beheer van die Heilige Gees is, wat ons lewe beheer, wat ons in staat stel om 'n oorwinningslewe in Christus Jesus te lei. Ek lees vir u vanmôre in Romeine 6. Ons lees daarvan af die 15de tot die 23ste vers, en u kan dit volg terwyl ek vir u lees. Daar skryf Paulus weer, hy sê: "Wat dan? Sal ons sonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade? Nee, stellig nie. Weet julle nie dat aan wie julle self as diensknegte tot beskikking stel om hom," hy verwys na jouself of homself, aan hom gehoorsaam te wees. Julle diensknegte is van hom, verwys na jouself, aan wie julle gehoorsaam is nie, of van die sonde tot die dood, of van die gehoorsaamheid tot geregtigheid. Maar ons dank God, dat julle wel diensknegte van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer is, en vrygemaak van die sonde, het julle diensbaar geword aan die geregtigheid. Ek spreek menslikerwys ter wille van die swakheid van julle vlees, want net soos julle lede diensbaar gestel het aan die onreinheid en wetteloosheid om wetteloos te wees, so moet julle nou julle lede diensbaar stel aan die geregtigheid tot heiligmaking. Want toe julle diensknegte was van die sonde, was julle vry van die geregtigheid. En nou sê hy, watter vrug dan het julle toegehad van die dinge waaroor julle nou skaam? Want die uiteinde daarvan is die dood. Maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het julle jul vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Ons sien baie duidelik dat Paulus hier skryf aan kinders van die Here, wat werklik kan getuig dat Jesus hulle siele uit genade gered het, en dat hulle sy kinders is. Kom ons bid net saam. Here, baie dankie dat ons vanmôre weer eens kan praat oor 'n saak wat u kinders baie keer ervaar, daardie stryd tussen die vlees en die gees. En ons weet dat die duiwel ook ons swakhede ken, en daarom baie keer versoek hy ons op daardie gebied. Maar ons kan alleen oorwin wanneer ons ten volle aan Christus weggegee is en aan die Heilige Gees onderdanig is, en onsself ook aan die Heilige Gees oorgegee het om ons lewe te beheer. Uit ons eie kan ons nie oorwin nie. Ons het die Heilige Gees nodig. Ons het die krag en die instaatstelling van die Heilige Gees nodig. Daarom bid ons dat u ons vanmôre sal kom leer. Hoe kan ons deur die Heilige Gees beheer word? Watter stappe, 'n Bybelse riglyne is daar wat ons moet volg om van hierdie
geestelike stryd verlos te word. Help ons, Here, maak ons gewillig en stel ons in staat, in Jesus se naam. Amen. Ek hou net een vers uit ons geleesde gedeelte aan die voor, en dit is Romeine 6 vers 19, want dit gaan nou oor daardie stryd tussen vlees en gees. En hier in vers 19 skryf Paulus iets baie interessant. Hy sê, ek spreek menslikerwys terwille van die swakheid van julle vlees. Ek spreek met julle menslikerwys terwille van die swakheid van julle vlees. Want net soos julle lede diensbaar gestel het aan die onreinheid en wetteloosheid, om wetteloos te wees, so moet julle nou julle lede diensbaar stel aan die geregtigheid tot heiligmaking. Ek sien die meeste skrywers sê, kommentaarskrywers sê, geregtigheid beteken om volgens God se wil te lewe. Nou vriende, ek praat vanmôre met u. Laasweek het ons gepraat oor hierdie stryd tussen die vlees en die gees, en vanmôre praat ek met u onder die tema, wen die geveg teen die vlees. Dis moontlik om hierdie geveg, hierdie innerlike geveg, tussen die vlees en die gees te wen, om dit te oorwin. As ek reeds gesê het, laas Sondag het ons gefokus op die stryd tussen die vlees en die gees. En iemand het agterna 'n baie interessante vraag vir my gevra. Die persoon wou by my weet, waarom ek dit 'n stryd noem tussen my vlees en my gees. Baie interessant, hoor wat hierdie persoon gevra het. Waarom noem ek dit 'n stryd tussen my vlees en my gees? Sy wou weet, moet dit nie eerder 'n stryd genoem word wat daar tussen my vlees en natuurlik die Heilige Gees is wat in my kom woon het toe ek God se kind geword het, toe ek wedergeboorte ervaar het, toe ek Jesus aangeneem het, dat die Heilige Gees in my hart kom woon, my geestelike hart, en nou lei ons af dat dit van daardie oomblik af 'n stryd geword het tussen my vlees en die Heilige Gees. Volgens Galasiërs 5 vers 16 en 17 klink dit so, daar het Paulus geskryf, hy sê, maar ek sê, wandel deur die Gees, hoofletter Gees, verwysende na die Heilige Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die Gees, Heilige Gees, hoofletter Gees, en die Gees, Heilige Gees, teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Nee vriende, ons moet dit mooi verstaan. Ons as mense is saamgestel uit gees, siel en liggaam, of ons bestaan uit gees, siel en liggaam. Paulus het dit mooi gestel in 1 Tessalonisense 5 vers 23, toe hy geskryf het, en mag hy, die God van vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. So hy sê ons bestaan uit gees, siel en liggaam. Mag die Here ons gees, siel en liggaam heilig bewaar vir sy wederkoms. Vriende, my siel is dus my emosionele, psigologiese menswees. Met ander woorde, dit behels jou en my intellek, ons wil en ons emosies. Ons kan ook sê, dis die beheersentrum, 'n baie mooi woord wat gebruik word, dis die beheersentrum van ons gedagtes, van ons gevoelens, ek kan ook sê van ons emosies, en natuurlik ook ons begeertes. En daarom kan ons sê, dit is dus die sielkundige deel van ons menswees, wat ons reaksies of ons gevoelens en ons emosies bepaal. Maar my gees is daardie deel van ons menswees wat geestelik soek na God en soek
na geestelike aanbidding. Daarom soek mense die Here totdat hulle hom gevind het, maar die Here soek eers na ons, hy klop in ons harte, hy praat met ons, maar dan ontwikkel die mens die behoefte om na God te soek en met God in 'n verhouding te kom en in 'n verhouding te staan. Dis my gees. Ek is geestelik aangetrokke tot die almagtige Skepper God. En daarom misbruik die Satan dit om baie mense te mislei, om 'n verkeerde God of 'n afgod te aanbid. In hulle soeke na 'n geestelike aanbidding. Maar daarom sê ons ook baie keer, ons voel in die gees dinge aan, en ons voel ook aangetrokke tot iemand, en daarom voel ons ook geestelik behoeftig en aangetrokke tot die lewende God. Ons het 'n geestelike behoefte om met God te ontmoet. Ons het 'n geestelike behoefte, dis in ons ingebou in ons gees, om met die lewende God om hom te aanbid en hom te dien. En dis juis ons gees wat by wedergeboorte lewend gemaak word deur die Heilige Gees wat in ons geestelike hart kom woon. Heilige Gees kom woon in ons geestelike hart en hy maak ons geestelik lewend, hy maak ons geestelik nuut, leer die woord van God ons by wedergeboorte. Want ons was almal dood, sê die woord, deur die misdade en die sondes voor ons Christus ontmoet het as ons verlosser en ons redder. En dit word vir ons so mooi beskryf in Efesiërs 2 vers 1 tot 3. Daar staan geskryf, en julle wat nou kinders van God geword het, het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes, waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld. Almal was dood en almal was sondaars, geestelik dood. Volgens die owerste van die mag, van die lig, van die gees, wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk. Daardie bose mag, die gees van die Satan, wat ons dryf om in die sonde te volhard en in ons geestelike doodsheid. Nou sê hy, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toorn, net soos ook die ander. Die ander toorn is die dood, die straf vir die sonde. Maar vriende, ons is ook liggaam. Ons is siel, gees en liggaam. Ons liggaam is die fisiese deel van die mens. Ons kan sê dit is die huis van die siel en die gees. Baie interessante stelling. Dis met ander woorde, die tasbare deel van ons menswees, wat ook as die tempel van die Heilige Gees beskou word of beskryf word, as die Heilige Gees in ons geestelike hart woon, dan word ons liggaam ook die tempel van die Heilige Gees genoem. En vriende, as ons onrein sondes doen, soos om te oreer of toe te gee aan wellustige begeertes, dan sondig ons teen die liggaam. Dis 'n sonde wat ons dan teen die liggaam doen. En die woord sê dit baie duidelik. Ons is dus 'n sielsmens, wat al ons emosies, ons begeertes en ons dade bepaal. Ons is ook 'n geesmens, wat ons geestelike lewe en ons wil bepaal. Hoor jy mooi, wat ons geestelike lewe en ons geestelike wil bepaal. En daarom praat die Here met alle mense in die gees. Almal hoor sy stem in die innerlike mens. Hier diep binne in my gees hoor ek as die Here met my praat. Toe ek ongered was, het ek die stem van die Here ook gehoor. Hy praat deur ons geestelike oor, wat lei tot die geestelike hart, maar elkeen besluit vir homself of vir haarself of hulle aan sy roepstem gehoorsaam wil wees of nie. Soos elke mens se keuse, God praat met ons deur ons geestelike oor
tot ons geestelike hart. En almal hoor op 'n manier die stem van die Here, is ons keuse of ons daarop gaan reageer of nie. Openbaring 3 vers 20 sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop, en as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Die Here klop, hy roep, hy pleit by ons, want as hy klop, dan beteken hy staan buite. Nou ons is ook 'n vleesmens wat soms baie vleeslik optree, omdat ons 'n sondige natuur en 'n sondige geaardheid het, en ons wil graag hierdie vlees bevredig deur aan die sonde toe te gee. Nou Paulus het ons iets hiervan, van sy innerlike vleeslike stryd en ervaring het hy ons geleer. Ons het laasweek dit ook gelees, ek lees dit weer omdat dit baie interessant is. In Romeine 7 vers 14 tot 20 praat Paulus van sy eie vleeslike stryd en sy eie ervaring wat hy gehad het voordat die Here hom daarvan verlos het. Romeine 7 vers 14 tot 20, hy sê, want ons weet dat die wet geestelik is, maar ek is vleeslik. Hy sê verkoop onder die sonde, want wat ek doen weet ek nie. Want wat ek wil, dit doen ek nie, maar wat ek haat, dit doen ek. Dis nou 'n mooi beskrywing. En as ek doen wat ek nie wil nie, dan stem ek die wet toe dat dit goed is. Maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Daardie stryd met die sonde, my vlees en my gees. Want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees niks goeds woon nie, want om te wil is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Want die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon. Dis die sondige geaardheid, die sondige natuur van die mens, wat maak dat ek net eenvoudig nie oorwinning oor die vlees kry nie. Maar vriende, verstaan een ding mooi vanmôre. Ons kan alleen hierdie geveg tussen die vlees en die gees wen met die hulp en die instaatstelling van die Heilige Gees en nie in ons eie kragte nie. Ons eie krag is nie sterk genoeg om oorwinning oor hierdie stryd tussen die vlees en die gees te kry nie. Maar daar is soos met alle dinge ook 'n verantwoordelikheid aan ons kant, want as ons nie saamwerk met die Heilige Gees nie, dan sal ons nooit hierdie geveg tussen die vlees en die gees oorwin nie. Dis 'n geveg hier binnekant. Daarom praat ek van wen hierdie geveg teen die vlees. Dis 'n geveg, dis 'n stryd hier binnekant. En as ons nie onsself aan die Heilige Gees oorgee en ons aan hom beskikbaar stel om ons geestelike lewe te beheer nie, dan sal ons dit nie reg kry om hier oorwinning te kry nie. Daarom skryf Paulus in Galasiërs 5 vers 16, maar ek sê, hoor hoe mooi stel hy dit, hy sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Met ander woorde, julle sal nooit aan die vlees toegee nie, en daaraan gehoorsaam wees nie, maar julle moet ten volle wandel onder die beheer van die Heilige Gees. Die Heilige Gees is net ons instaatsteller om hierdie stryd, of ons kan sê hierdie geveg tussen die vlees en die gees te kan oorwin, want ons moet dit oorwin. Ons kan nie altyd as verloorders uit die stryd tree nie. Ons kan nie elke keer aan die sonde van die vlees toegee nie. Ons kan nie elke keer in sonde val, terwyl ons sê, die Here het ons nuut gemaak en ons is sy kind nie, ons behoort aan hom nie. Vanmôre gaan ons kyk, hoe kan ons van hierdie stryd verlos word in ons lewe? Hierdie stryd tussen die vlees en die gees, en dis my gees en my vlees wat teen mekaar stry. Daarom, daar is 'n paar baie kosbare Bybelse lesse en riglyne hoe ons beslis hierdie stryd en hierdie
innerlike geestelike geveg kan wen, want dit is 'n geveg. Soos ek laasweek gesê het, dis soos die wit hond en die swart hond wat teen mekaar stry. Watter een van hierdie honde gee jy die meeste kos? Is dit die swart hond? Swart dui op die boosheid, die sonde. Is dit die swart hond wat jy die meeste kos gee? Dan gaan hy elke keer gaan hy wen, want die wit hond is daardie sterk gees wat moet oorwin. Heel eerstens sien ons, dit moet ons begeerte wees om verlos te word van die swakheid van die vlees. Want die vlees is swak. Woord sê dit uitdruklik, ek is swak in my vlees. En dit moet ons begeerte wees. Dit moet jou hartsbegeerte wees om van hierdie vleeslike swakheid verlos te word. Ons vind die voorbeeld van ons wonderlike koning en verlosser Jesus Christus in Johannes 4 vers 34 waar hy vir sy disippels gesê het, hy sê, my voedsel is om die wil te doen van hom, hy verwys na sy Vader wat my gestuur het, en om sy werk te volbring. Dit was my so mooi toe ek dit gelees het waar Jesus sê, my voedsel, my kos kan nou sê, is om die wil te doen van hom wat my gestuur het, en sy werk te volbring. Dit moet ook jou en my begeerte wees. Dit was die Here Jesus se wil en begeerte om sy Vader te behaag in alles wat hy gedoen het. Terwyl hy met sy aardse bediening besig was, het hy net een doel voor oë gehad en dit is om sy Vader in alles te behaag. En so moet dit ook ons wil en ons begeerte wees om die begeerlikhede van die vlees, dit wil sê daardie stryd met die sondige begeertes en die sondige natuur waarin ons gebore word, of die sondige geaardheid, dit moet ons wil wees, dit moet ons begeerte wees om dit te wen en vir altyd te oorwin en te verslaan. Nou vriende, ek wil vir julle sê, toe ek die gemeentelike bediening verlaat het om in die geloof te gaan werk vir die Here, eers daar in Namibië en toe later na COVID, het ek op sosiale media gaan, het daar eendag, en ek sal dit nooit vergeet nie, 'n man vir my gesê, toe hoor ek gaan uit die gemeentelike bediening, ek gaan basies sendingwerk doen, toe sê hy vir my, jy gaan nie lank hou nie. Hy sê vir my, want die meeste mense wat heeltemal op hulle eie gaan werk vir die Here, hulle gee moed op, want dit is 'n swaar stryd. Jy moet iewers inskakel, by 'n sendingorganisasie of by 'n kerk steeds inskakel, waar jy ook wil gaan werk vir die Here. Daar moet iemand wees wat oor jou waak en wat vir jou ook kan bid en jou kan ondersteun. En vriende, net dit wat hy vir my gesê het, hy het eintlik iets in my wakker gemaak wat hy nie besef het nie. Het ek net besef, ek het die wil om met hierdie roeping waarmee die Here my geroep het, buitegemeentlik, om hierin te volhard en aan te hou tot die einde toe. En dis nou 14 jaar wat ek buitegemeentlik vir die Here werk. En dit is net my wil, daardie roeping wat die Here my mee geroep het, maar ook my wil, waarin ek volhard het en gesê het, ek sal nie dat hierdie man, dit wat hy uitgespreek het, dat dit waar word nie. Ek wil vir die Here werk, ek hoef nie onder 'n organisasie in te val nie, want die Here het my geroep om dit te gaan doen wat ek gaan doen het. En so ervaar ons baie keer dat mense, wanneer hulle miskien swaar gekry het in hulle jong dae, of wanneer hulle voor groot uitdagings gestaan het, dan hoor jy dat mense sê, ek het die wil, ek het die begeerte om my eie besigheid te begin en suksesvol te wees daarin, en dan sien jy ook dat hierdie mense suksesvol is in alles wat hulle aanpak, want hulle die wil en die begeerte om suksesvol te wees. Met die hulp van die Here, veral as ek as kind van die Here iets aanpak, kan ek niks in eie krag doen nie, die Heilige Gees met my lei, maar so moet ons ook die wil hê, die begeerte hê, om van hierdie sondige vlees met sy hartstogte verlos te word. God werk in ons die wil om hom te behaag deur ons lewe.
Filippense 2 vers 13 sê, want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae. Hy werk die wil in ons om hom te dien en te volhard om hom te dien of te volhard in ons roeping as ons 'n roeping het en dit wat ons doen en aanpak moet God welbehaaglik wees. En dis presies wat ons vanmôre gelees het in Romeine 6 vers 17 tot 19. Daar staan geskryf, maar ons dank God dat julle wel diensknegte van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer is. Dis nou Paulus wat sê, die voorbeeld van die leer wat ek julle geleer het, is om te volhard in Christus Jesus. En vrygemaak van die sonde, het julle diensbaar geword aan die geregtigheid, om die reg van God te doen, om reg te doen in die oë van die Here. Vers 19 sê, ek spreek menslikerwys, terwille van die swakheid van julle vlees, wat net soos julle lede diensbaar gestel het, aan die onreinheid en wetteloosheid, om wetteloos te wees, dis nou die ou lewe, so moet julle nou, julle lede diensbaar stel, aan die geregtigheid tot heiligmaking. Julle lede moet julle moet die wil hê, om julle liggaam, julle gees, julle siel, diensbaar te stel aan die Here, tot geregtigheid en tot heiligmaking. Maar ons moet ook bid en pleit dat die Here ons deur sy gees sal bystaan in hierdie stryd teen die vlees. Want vriende, ons het 'n wonderlike Here Jesus en sy gees staan ons by. Die Heilige Gees is ons leidsman, hy is ons krag en ons sterkte. Ons moet bid en pleit dat die Here ons deur sy gees sal bystaan om hierdie stryd tussen die vlees en die gees te oorwin. En daarom Matteus 6 vers 13 leer die Here Jesus ons in die Onse Vader gebed, is hierdie een deeltjie van daardie gebed wat so lui. Hoe ons moet bid, leer die Here Jesus ons. Hy sê, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Ons moet elke dag bid, Here, bewaar ons van die bose. Lei ons nie, moenie toelaat dat ons in so 'n versoeking kom dat ons nie dit sal kan baas raak nie, maar verlos ons van die bose. En onthou nou, ek het by geleentheid het ek ook daarna verwys in die vorige boodskap dat die Here Jesus ook met sy disippels gepraat het toe hulle saam met hom in die tuin was van Getsemane, waar hy vir hulle gesê het, hy het vir hulle gesê, Matteus 26 vers 41, waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie, die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Vriende, alles verwys na ons sondige natuur, en ons vleeslike en geestelike stryd, om aan die sonde en die sondige begeertes toe te gee, want die vlees is swak. Vlees is swak, en daarom moet ons bid, en vra, Here, net U kan my verlos deur die hulp en die krag van die Heilige Gees en die staatstelling van die Heilige Gees. Want Jesus het gesê, waak en bid, dat julle nie in versoeking kom, die Gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Maar ons moet ook die Here vra om ons van alle besoedeling van die vlees en die gees te reinig en te verlos. Belangrik, hy moet ons daarvan reinig, hy moet ons eerstens daarvan verlos en ons daarvan reinig. Daar's verskeie skrifte wat daarna verwys in 1 Johannes 1 vers 7 tot 9 staan daar geskryf, maar as ons in die lig wandel, soos hy, Jesus, in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. Ons het gemeenskap met ander kinders van die Here, almal wat in die lig wandel. En die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. Niemand kan sê sonder sonde nie. Ek is so versigtig om te sê ek is volmaak heilig. Kan nie wees nie. Maar ons moet daarna streef, want niemand van ons kan sê ons het geen sonde nie, want mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. Ons sê vers 9, maar as ons sondes bely, daardie sondes waarvan die Heilige Gees ons bewus maak, hy
is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van al ons ongeregtighede te reinig. Belangrik dat ons dit sal verstaan, is 'n proses van bely en reiniging. Ons moet gereinig word van daardie sondes wat ons gedoen het. Ek wil ook vir u lees wat in Hebreërs 9 vers 13 en 14 geskryf staan. Dit verwys na die gebruike van die Ou Testament. Daar staan geskryf, want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers wat die verontreinigdes besprenkel, heilig maak tot reiniging van die vlees. Heilig maak tot reiniging van die vlees. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees, die Heilige Gees in hoofletters, aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Die bloed van Jesus reinig ons harte, maar dit reinig selfs ons gewete. Ek het laasweek vir u gesê, baie mense worstel met hulle gewete. En dis aan die een kant is dit 'n wonderlike ding, maar aan die ander kant is dit ook 'n stryd, want mense sukkel om oorwinning oor hulle gewete te kry, maar die gewete is ook 'n tugmeester na Christus toe, om ons te laat besef, ons gewete moet ook gereinig word. Nou hierdie is 'n proses van belydenis en aflegging en oorwinning. Baie belangrik dat ons dit sal verstaan. Gedurig moet ons bely as daar iets in ons lewe verkeerd is. Ons moet dit aflê natuurlik. Baie belangrik om af te lê ook daardie sonde en oorwinning te kry oor daardie sonde. Ware bekering is natuurlik net 'n eenmalige gebeurtenis. Daar's kerke wat sê ons kom daagliks tot bekering, is verkeerd. Ek was 'n sondaar, ek het eenmaal na Jesus toe gedraai en my hart vir hom gegee. Dit was 'n opregte bekering. Ek het hom gevra om my te vergewe van my sondes, vry te spreek van my sondes en my aan te neem as sy kind. Dit was 'n eenmalige bekering en gebeurtenis, maar die proses van heiligmaking is 'n daaglikse proses. Soos ek bewus word van sonde in my lewe, ek het miskien gelieg, ek het miskien kwaad geword en verkeerd opgetree, dan besef ek moet oorwinning hieroor kry. Dis die vlees wat nou sy sin gekry het. En ek moet daagliks aflê, gereinig word, bely natuurlik daagliks. Soek altyd 'n rein hart voor die Here. Dis belangrik dat jy sal sorg dat jou hart altyd rein is voor die Here, dat jy daarna sal soek, soos Dawid gesê het, Here gee vir my 'n rein hart, o my God. Maar ons sien ook, om met Christus te wandel beteken om die vlees met al sy hartstogte en begeertes te kruisig. Die woord leer ons dat wanneer ons na Christus toe gekom het, ons saam met hom gekruisig is, saam met hom gesterf het, saam met hom uit die geestelike doodheid opgestaan het. Ons kan nie altyd faal voor die swakheid van die vlees nie. Ons kan nie altyd verskonings uitdink vir die swakheid van die vlees nie, maar ons moet oorwinning kry oor die vleeslike begeertes met sy hartstogte. Om te getuig dat jy saam met Christus gekruisig is vir die ou lewe, vir die sonde, beteken om dood te wees vir die sonde en die begeertes daarvan. Ons moet sê, ons moet weet dat ons saam met Christus gekruisig is, dat ons saam met hom gesterf het, dat ons saam met hom uit die geestelike doodheid opgestaan het. Galasiërs 5 vers 24 sê, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. Ek wil vra, het jy dit al op die altaar gaan neersit, daardie swak vleeslikheid van jou, daardie vleeslike begeertes waarin jy so maklik toegee, het jy dit al op die altaar gaan neersit en sê, Here, ek is klaar hiermee, ek het gesterf vir die sonde, ek het gesterf vir my ou sondige lewe, in Christus, saam met Christus gesterwe, saam met hom uit die doodheid opgestaan. En daarom moet ons beklee met Christus en geen plek meer maak
vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Beklee jou met Christus. Trek die ou vuil kleed uit. Trek 'n skoon kleed aan. Die kleed van Christus se reinheid en heiligheid. In Romeine 13 vers 12 tot 14 staan daar geskryf: die nag het ver gevorder en dis amper dag. Laat ons dan die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig omgord. Omgord jou met die wapens van die lig. Laat ons welvoeglik wandel soos in die dag. Dag of nag, welvoeglik wandel, dat almal wat ons kyk kan sien, ons wandel met Christus, ons is heilig, ons is toegewyd. Nie in brasserye en dronkenskap nie. Nee, dit was ons ou lewe, nie in ontug en ongebondenheid nie, dit was ons ou lewe, nie in twis en nydigheid nie, dit was ons ou lewe. Maar beklee julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Kry klaar met die sonde. Trek die ou vuil kleed uit. Die Heilige Gees stel ons in staat. Maar trek die ou vuil kleed uit en trek 'n skoon kleed aan, die kleed van Christus. Beklee julle met Christus. Ek ontvang 'n telefoniese oproep van 'n man van iewers uit die land, ek wil nie sê waar vandaan nie. En hy sê vir my, hy worstel met die Satan wat hom aanval deur gedagtes, wat hy aaklige gedagtes in sy kop sit, en hom tuister met sy ou verlede. Hy sê hy word gedurig getuister met sy ou verlede. Hy worstel daarmee. En vriende, ek sê toe vir hierdie man, daar's net vir jou een oplossing. Kry klaar, lê al jou sondes af, bely al jou sondes, breek daarmee. Dis die een kant van dit. Maar aan die ander kant, die Satan ken ons ou verlede. Hy tuister ons baie keer met ons ou verlede. En al wat jy moet doen is, jy moet elke dag die bewaring en die beskerming van die Here Jesus oor jou afpleit. Vra Here Jesus, dek my toe onder die kosbare bloed, bewaar my van die bose, soos wat ons geleer het. Bid om te sê, Here, verlos my van die bose. En vriende, toe leer ek vir hom om geestelike oorlogvoering te doen. Om altyd die bloed van Jesus oor hom te pleit en oop vir die Satan te sê, Satan, in die naam van Jesus Christus, los my, het gaan van my weg. Selfs as jy nare drome droom, doen dit. Bid, vra Here, bewaar my in hierdie nag dat ek nie aaklige drome sal droom nie. Doen geestelike oorlogvoering. Maar laastens sien ons, wandel deur die Gees, dan sal jy nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Hoe kry ek dit reg? Om te wandel deur die Gees, om myself elke dag aan die Heilige Gees beskikbaar te stel, oop te stel vir die Heilige Gees, en te sê, o Heilige Gees van God, U is my leidsman. Neem volle beheer van my hart en my lewe, soos iemand gebid het, een keer gesê het, ek sê elke dag vir die Here, Here, hierdie is nie my huis nie, dis nie my geld wat in my rekening is nie, dis U sinne, ek is net die rentmeester, bestuur U dit, bestuur my lewe, bestuur my gesinslewe, wees in beheer van al my sake, en so moet U ook die Heilige Gees vra, om in beheer te wees van jou hart en jou gedagtes. Galasiërs 5 vers 16 en 17 sê, maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit, en dis vir my 'n interessante stelling wat hy maak, hy sê, nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie, want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Wanneer ek nou ten volle aan die Heilige Gees oorgegee het, dan is dit die Heilige Gees wat hierdie stryd namens my stry. Hoor jy mooi wat ek vir u sê? Eers was dit ek self wat hierdie stryd gestry het, en nou het ek aan die Heilige Gees oorgegee, ek het my sonde erken, bely, gebreek daarmee, en ek vertrou die Heilige Gees om my lewe te beheer. En dan sê vers 24,
Nou vers 17 sê, want die vlees begeer teen die gees. Ek het dit gelees, en die gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Ons kan nie meer doen wat ons wil nie, want die Heilige Gees is nou in beheer. Vers 24 en 25 sê, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. Het jy al jou hartstogte en jou begeerlikhede gekruisig op die altaar gesit en jy, Here, ek is klaar met hierdie sondes. Vers 25 sê, as ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. As die Gees in beheer van jou lewe is, as jy aan hom oorgegee het, volkome oorgegee het, en die Heilige Gees jou lewe vol gemaak het, gevul het en beheer, dan sal jy met die Gees wandel. Jaag die heiligmaking na, soek na rein hart. Jaag heiligmaking na elke dag in die lewe met hart en siel, my liewe vriende. Romeine 6 vers 19 sê, ek spreek menslikerwys ter wille van die swakheid van die vlees. Want net soos julle lede diensbaar gestel het aan die onreinheid en wetteloosheid, om wetteloos te wees, so moet julle nou julle lede diensbaar stel aan die geregtigheid tot heiligmaking. Here, U wil is heiligmaking vir my lewe, en ek stel myself tot beskikking van die Heilige Gees, om my te help om heilig te lewe. Dit is net die volheid van die Heilige Gees, wat aan ons krag en oorwinning kan gee, om waarlik verlos te word van die stryd tussen die vlees en die gees, sodat ons waarlik heilig kan lewe, en in staat sal wees, om in ons hele lewenswandel heilig te word. Daar staan geskryf in 1 Petrus 2, dat ons in ons hele lewenswandel moet heilig word, omdat daar geskryf is, wees heilig, want God is heilig. In ons hele lewenswandel is net die Heilige Gees, wat ons daartoe in staat kan stel. Gee die Heilige Gees oor, vertrou hom, om u te lei op hierdie pad van verlossing van die vlees, en daardie stryd tussen die vlees en die gees, en oorwinning te kan behaal, om die stryd tussen die gees en die vlees te wen. Mag die Here genade gee. Kom ons bid saam. Here, ons wil vir u dankie sê, baie dankie sê vir u woord. Dankie dat die Heilige Gees ook met ons gepraat het deur hierdie woord, en agtervolg elkeen wat gehoor het, maar nog nie daders geword het nie. Ons bid dit in Jesus se naam, met danksegging. Amen. Vriende, mag u 'n wonderlike dag en 'n geseënde week hê. Kry oorwinning oor die stryd tussen die vlees en die gees. Bely, laat staan, lê af, gee oor aan die Heilige Gees. Totsiens.